Goeiemôre almal, dit is donderdag die 13de Maart, die jaar 2025 se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels rondom nederigheid. Nederigheid het te doen met gelowiges wat besef hoe totaal afhanklik hulle werklik van God is. Nederigheid laat jou ook ander hoër ag as wat jy jouself ag. Kom ons gaan lees so 'n paar verse hier in God se woord. Sefanja 3, hiervan verse 11 tot 13 is my eerste gedeelte. Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teenoor my oortree het nie. Want dan sal ek uit jou midde wegruim, die wat uit jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. Ek sal tussen jou in laat oorbly 'n elendige en 'n geringe volk, wat by die naam van die Here skuilings soek. Halleluja. Die oorblysel van Israel sal geen onreg doen en geen leentaal spreek nie, en hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wy en neerlê en niemand sal hulle verskrik nie. Halleluja. Dan die tweede gedeelte is hier uit Lukas 18 vers 9 tot 14, en dan die opskrif daar is die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. En hy het ook met die oog op sommige van wat hulle vertroue op hulle regverdigheid is en ander verag, hulle hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself gebid, gesê: "O God, ek dank U dat ek nie soos hierdie ander is nie. Mense is hulle is rowers, hulle is onregverdig, egbreekers en ook soos hierdie tollenaar. Ek vas daarom 2 keer in die week en ek gee my 10des van alles wat ek verkry." En die tollenaar het ver gestaan en hy wou selfs nie eens sy oë na die hemel toe ophef nie, maar hy het op sy bors geslaan en gesê: "O God, wees my, o sondaar genadig. Ek sê vir julle dat hierdie laaste een het regverdiger na sy huis toe gegaan eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word." En wie gaan jou verhoog? God, hy gaan jou verhoog. Die laaste gedeelte Filippense 2 verse 3 tot 10. Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word, en in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde is en wat onder die aarde is. Halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons weer eens net kan bewus word van die feit dat ons eerder nederig moet wees as om met hoogmoed rond te loop, want die hoogmoed kom voor die val. Here, maar wanneer ons nederig is en ons dien mense in nederigheid en ons nader U in nederigheid, Here, dan sal U ons verhoog op die regte tyd. Here, ons wil net vir U sê dankie dat die woord so kragtig is en soveel riglyne vir ons gee, dat ons nie sal afdwaal en in die verkeerde paaie gaan wandel nie, maar dat ons in U wil en weë vir ons lewe sal bly wandel. Here, aan U alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Seën ieder en elkeen in hierdie dag, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.